Baie welkom by hierdie episode van C'est la vie. Baie welkom Koos. Ja, dankie Dit Dreyer. is lekker om weer saam te kan gesels. Ek gaan my invoice vir julle stuur. Ek is nou dit sou nou my derde week gewees het. Verlede week was ek nou nie saam op die episode gewees nie, maar ek sou amper. So dis nou Nee, stereorekening is ek moet sê Dreyer, jy verhoog die vlak van teologiese kennis in hierdie gesprekke geweldig. ja, daar nie op 'n fisiese vlak nie, want die kameras moes weer laer gestel geword het, maar nee, nou ons gesels oor die evangelie volgens Moses en iets wat mens baie sterk in sy verhaal net raak sien is die tipe verhouding wat hy met God gehad het. Dit waaroor Koos ook gister gepreek het, dat Moses het hierdie verhouding gehad van aangesig tot aangesig met God. Hy het hierdie persoonlike verhouding met God gehad en selfs meer as 'n klomp van die ander geloofshelde wat mens van lees in die Bybel. Ek het al baie keer half persoonlik gesmag en gewens vir meer so tipe verhouding. Meer so tipe verhouding wat dit kan net, ek voel ek het meer daardie konneksie, ek het meer daardie ervaring met God. Waar dit kan baie keer as mens so deur die Bybel lees en jy is besig met daai ritmes in jou lewe en so, kan dit voel dat ek sukkel om met God te konnekteer of ek sukkel om te ervaar God is nou hierso saam met my terwyl ek hier half aan sukkel met die Bybel of aan sukkel met my geestelike lewe of waarmee ek besig is. En tog leer ons uit gister se preek uit ook, maar enige persoon kan dit doen, enige persoon kan op daardie plek en daardie verhouding met God kom soos wat Moses gehad het. Ja, Dreyer, dit kan met 'n mens gebeur dat as jy van sulke uitsonderlike lewens in die Bybel en in die geskiedenis lees, of selfs as jy 'n besondere persoon sien, dat 'n mens geïntimideerd voel en voel, ek sal nooit so 'n soort lewe kan leef nie, en 'n mens vergelyk jou met ander mense. Maar as 'n mens aan Moses se toewyding dink, as iets onbereikbaar vir 'n gewone mens, dan beteken verhale soos die van Moses nie vir jou wat dit moet nie. Sulke verhale moet ons trek, dit moet ons bemoedig, dit moet ons laat glo, dat soos die skrif sê, God trek geen mens voor nie. God kan met elke mens 'n diep verhouding hê en kan elke mens gebruik om dinge te vermag wat groter is as wat ons dink ons kan vermag. As hierdie verhale ons net intimideer en sê wel, dis nou vir groter soort mense. En ek gaan nou maar aan net met my gewone lewe. Dan is dit eintlik 'n tragiese manier van leef om te sê, ek gaan nou maar net leef. Ek wil hom nie te swaar kry nie, ek wil hom net hê dinge moet vir my goed uitwerk. Ek dink ons moet toelaat dat die verhale wat deur die Heilige Gees in die skrif geplaas is en groot persone wat oor ons pad kom of van wie ons lees, ons inspireer dat ons 'n passievolle lewe sal leef. Ek hou so van wat Dorothy Sayers, daai ou Engelse denker van 'n eeu wat gelede gesê het. The sin of our times is the sin that believes in nothing, cares for nothing, seeks to know nothing, interferes with nothing, and therefore enjoys nothing, hates nothing, finds purpose in nothing, lives for nothing, and remains alive because there is nothing for which it will die. Jy weet, hierdie wil vir my sê, daar's iets wat my trek, sê nie, al weet ek is nie waar Moses is, of ek het dalk nie die talente van hierdie baie briljante persoon, of musikant, of prediker nie. Ek wil die grootste lewe leef, wat ek kan leef, en ek wil die diepste verhouding met God hê wat ek kan hê. En verhale soos Moses moet daardie, dink ek, ontevredenheid in ons wakker maak. Om ontevrede wees met net 'n gelukkige lewe. Selfs met net die liefde en versorging van 'n gesin of romanse, vervulling van persoonlike drome en mikpunte. 'n begeerte om te kan leef
met 'n lewe wat jy eendag van kan sê, ek het my lewe gegee. Ek was beskikbaar, ek is gebruik deur die Here, ek was op 'n missie om te lewe dat jy eendag met 'n oortuiging kan sê, ek het gedoen wat God wou hê ek moes doen. Ek het gedoen wat ek kon doen. Ek het gelewe nie net om te ontvang nie, maar om te gee. En dis wat vir my so inspirerend van Moses se lewe is, hoe hy homself gegee het vir die taak wat God vir hom gegee het. Want daar's hierdie, eintlik, ek sal dit noem 'n onverbiddelike ironie in die lewe. Soos wat ek ouer word, as ek niks groter sien of voorleef as my eie behoeftes, my eie doelwitte, my eie begeertes of vreugdes of geluk nie, niks groter as basies my en my mense se belange nie, sal ek eintlik al hoe meer begin voel my lewe is en was nietig, onbelangrik, niks beduidend, ek maak nie 'n verskil nie. As ek sou sterf, sal my gesin dalk hartseer wees, maar niemand anders sal werklik dink aan, hierdie ou se lewe was inspirerend, hy het 'n impak gemaak nie. En dit is interessant, want die kultuur laat ons baie keer half jaag na daai toe. Ek moet net eers vir myself sorg, ek moet net eers, en dan vergelyk ons veral waar ek op my ouderdom is en sien hoe almal rondom my trou en kinders kry en goed soos dit, en dan is daar altyd hierdie stem wat vir my ook sê, maar ek moet ook dit doen, ek vergelyk myself met hulle en ek moes ook al daar gewees het en so. En ek het ook al daai stem gehoor wat vir my gesê het, ja, maar as jy nou, waartoe is jy op pad met jou lewe, en wat sou jy bereik het as jy nou, wat gaan mense van jou sê as jy nou moet sterf, of so, sou jy kan sê jy het al 'n verskil gemaak, jy was iewers betrokke by iets groter gewees as jouself. So dit is 'n stem wat ek al gehoor het ook, ja. Ja, so natuurlik, daai stem kan donker wees, maar dit kan ook 'n inspirerende stem wees. Waarvoor gee jy jouself? Hoe begin jy jou dag? Gee jy jou dag vir die Here? Ek gaan dalk nou nie soos Moses 'n hele volk lei nie, maar vandag, Here, weier ek om net vir my eie gemak en geluk te leef. Vir hierdie maand se rekeninge, hierdie kuier Vrydag en daai vakansie. Ek is vir iets meer gebore. Ek dink elke mens moet dit sê. En Sondag het ons nou gedink oor Moses se diep begeerte om God se nabyheid te ervaar, en ons het daarmee saam gesien sy diep omgee vir mense, en dit som eintlik maar die groter lewe op, nie. Maar as jy Moses se verhaal lees, dan sien jy op ander plekke, hy was ook maar net 'n gewone mens, selfs 'n onbeheerste mens en 'n onwyse mens. Ek meen, sy storie begin daar waar hy die Egiptenaar in woede doodmaak. En as jy nou daar sy roeping, Gerard het verlede week al gepraat, maar as die Here hom nou roep, dan sê hy, nee Here, ek kan nie, ek hakkel, ek kan nie hierdie goed doen nie. Daar's geen volmaakte mens in die Bybel nie, net een was daar, Jesus. Tog, ons sien iets in Moses, as God sê, hy wil sy volk uitwis, omdat hulle rebelse, afvallige, afgodedienaars is, dan pleit Moses vir hulle behoud, hy smeek vir genade. Maar daar's 'n ander karakter ook in die Bybel wat God gebruik het, Jona. Jona het weer gewens, God wil die mense veroordeel. Hy het gewens God met hulle straf en uitwis, net die teenoorgestelde van Moses. En die feit dat daar twee, ek dink na gister, soms is mense nie soos Moses nie, dink aan Jona. Ja. Daar's hierdie twee teenoorgestelde reaksies op wat God sê. Maar is belangrik dat daar verskillende mense is. Want die wonder daarvan is, God het Moses en Jona gebruik. Moses en Jona het uiteindelik God se wil gedoen. En ek dink is ou amper die verhale van menslike swakheid en die verhale van groot gehoorsaamheid en dinge wat mense bereik het, die hele tyd albei vashou.
dan hou jy ook eintlik twee kante van jouself vas. En dan kan ons groter lewens leef as ons sulke verhale met ons laat praat. En sulke verhale, die eerste ding wat dit aan my doen, is die oortuiging God gebruik gewone mense. Kyk vir Jona, net soos Moses. Moses sê, ek wil nie, ek hakkel. Jona het weer gesê, nee, ek gaan nie na Ninive toe nie. En hy klim op 'n boot Tarsis toe. Maar God gee nie met hom moed op nie. Want eintlik, as jy daai verhaal mooi lees, kon Jona net wel probeer selfmoord pleeg het daar op die skip nie. Maar God los hom nie en sê, okay, Jona, jy wou nou nie, dis nou maar net dit nie. Dit sê in Jona 3 en dit is so wonderlik. En die woord van die Here het vir 'n tweede maal gekom. Gesê, maak jou klaar, Jona, gaan na die stad en verkondig daar die boodskap wat ek vir jou sal gee. Dit maak eintlik nie sin, Dreyer, dat God Jona weer stuur nie. En ek moet vir jou sê, dit maak vir my baie keer nie sin dat die Here my persoonlik nou as 'n prediker gebruik nie. Ja. Baie keer dan kyk ek nou na julle tienerbediening en jou jeugbediening. En ek vergelyk my nou weer met waar ek was toe ek jou ouderdom was. Dan dink ek hoe te mekaar ek was en emosioneel nie op goeie plekke nie. En dan dink ek, hoe is dit moontlik dat die Here my gebruik het? Ek plaas my ver onder jou vordering in die lewe waar jy nou is, as waar ek was toe ek jou ouderdom was. Maar God gebruik Jonas, soos ek. En die Here stuur weer vir Jona. Het maak amper nie sin nie. Plaas jy 'n droster in die weermag in bevel van 'n belangrike veldslag in die oorlog. Mens sal eintlik sê, Here, U maak 'n fout. Hierdie Jona is nie betroubaar nie. Sulke belangrike take om met 'n volk te gaan praat, 'n hele stad, moet aan die beste boodskappers toevertrou word. Tog stuur God die verraaier, Jona. Want God skryf hom nie af nie. En Dreyer, ek weet nie of jy al gaan kyk het na die 12 apostels nie. Buite in Judas stel Jesus vir Petrus, die mees onbetroubare een, aan as die leier. En hierdie Jona beginsel is oral in die Bybel en die lewe, die Jonas en die Petrus beginsel, Jona en Petrus beginsel. God gebruik nie volmaakte mense nie, want daar is nie volmaakte mense nie. God gebruik swakkes. Mislukking is ook deel van ons toerusting. Vandag as ek nou, waar ek is net nog gesê, ek kyk na jou ouderdom, kyk ek terug en ek het geweldig bewondering vir jonger, gedissiplineerde mense, want ek was dit nie. Maar nou gebruik die Here waar ek nou is, my bewustheid van my swakheid. Swakheid, mislukking, stryd, is ook deel van ons toerusting, en dit is in Jona se geval die waarheid. Uiteindelik het Jona gegaan. En die goeie nuus is dat geen mislukking te groot is vir God om te gebruik nie. Ek lees nou vanoggend vroeg weer van Manasse, daar in die Ou Testament. Hy was een van die donkerste konings in die Bybel. Hy was 'n okkultiese persoon. Hy het sy eie kinders opgeoffer vir donker afgode. Hy het hulle bloed laat vloei op die altare van die afgode. Duisende kinders is onder Manasse vermoor. En tog sê die Bybel, God het hom herstel as 'n koning. Kyk wat sê dit van 2 Kronieke 3:33. Dit sê hy het selfs sy seuns deur die vuur laat deurgaan. Dit beteken hulle laat doodmaak in die dal van die seun van Hinnom. En met golery, verklaring van voortekens en towery omgegaan, dode besweerders, waarsêers. En hy het gedoen wat baie verkeerd was in die oë van die Here. Hy het God getart, sê hierdie vers. Hy het 'n afgodsbeeld gemaak en dit reg in die tempel gaan sit. En dan oordeel God hom, hy word gevange geneem deur die koning van Assirië, en hy word in ballingskap geneem. Nou hierdie donker afgode dienaar, moordenaar eintlik, wat met heksery omgaan, roep na die Here. Ja. En God herstel hom, sê, ek maak jou nou weer koning.
En dan erken die Manasse dat die Here is. Kyk, vers 12 sê daar, maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here, sy God, om genade gesmeek en hom diep verootmoedig voor die aangesig van die God van sy vaders. En tot hom gebid, en God het hom verhoor. En na sy smeking geluister, en hom na Jerusalem in sy koningskap teruggebring. Sjoe! As God hom weer 'n koning kon maak, en hom weer kon gebruik, as die heerser oor sy volk, dan kan God mense soos ons gebruik. Dis hierdie tipe gedeeltes wat mens regtig half net weer insig kom gee oor God se genade, net hoe, of eerder onverstaanbare genade. Dit Ja. wat ons nie, want ons as mense kan nie hierdie reg kry nie. Dit is as Manasse kan in alle eerlikheid met iemand soos Hitler van vandag se Ja. tyd of wat ook al vergelyk word. Daar's as ons moet sê nee, Hitler gaan weer aangestel word. Hy het nou vir die Here jammer gesê hy gaan weer aangestel word in sy leiersposisie in hulle land, in Duitsland, en hy gaan nou weer daar, mense sal dit sal die hele appelkar omgooi en mense sal mal gaan. En net om te dink dat dit is hoe God se genade werk. Dit is vir my verbuisterend om te dink dit is hoe God kan werk. En dit het nie net met vergifnis te doen nie, dit het te doen met Here, ek erken ek is 'n gebroke mens, maar ek is beskikbaar dat U my kan gebruik. Niemand het te ver afgedwaal dat jy nie kan terugkom, en ook dat die Here iets groots in jou lewe kan doen nie. Niemand is te gewoon nie, selfs al is jou enigste toerusting jou mislukkings nie. So, God gebruik gewone mense. Dit is my uit hierdie verhale van karakters soos Petrus en Moses. Moses is nie volmaak nie, Jona. En dan, daarmee saam sal ek sê, sulke verhale laat vir my glo, God stuur elkeen van ons. God sê nie vir Moses of vir Jona toe. Moses sê, ek kan nie, Here, ek hakel. En Jona, toe hy nou wegvlug, Moses, ek verstaan, jy's baie oud, jy's nou al 80, en jy hakel, jy sê, jy praat moeilik. Ag nee, is reg, ek verstaan. Gaan nou maar iemand anders. Jona, ek verstaan, jy kom ook deur 'n moeilike tyd. In die diepsee, die vis wat jou ingesluk het, en jou emosionele toestand, jy was by selfmoord, en toe maar, jy is nou vir eers onthef. Ons kan later oor Ninive praat nie. Nee, hy sê, en die woord van die Here het vir 'n tweede maal na Jona toe gekom en gesê, maak jou klaar, gaan, staan op. En kyk na Moses se onwilligheid. Toe, in Exodus 4, toe die Here hom roep, toe sê Moses vir die Here, ag Here, ek kan nie goed praat nie. Ek kon nie vroeër nie, en ek kan ook nou nie, hier waar U met my praat nie. Ek praat swaar, en my tong sukkel. Daarna sê die Here vir hom, wie het vir die mens sy mond gegee? Wie dink jy het vir jou mond gegee? Al is jy stom of is jy blind, ek het vir jou oë en jou ore gegee. Is dit nie ek die Here nie, gaan jy nou. Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê, en dan stuur die Here nog vir hom, Aaron ook. Is 'n ongelooflike ding wat hier gebeur. Het is asof het, jy weet, ons kan nie net na die mense se suksesse kyk nie, ons moet ook na hulle mislukkings kyk en hulle uitdagings. Om vir die Here te werk is nie net vir geleerde teoloë en predikers nie. Dis nie net vir dinamiese mense nie, vir geleerdes nie, mense wat uitgesorteer is nie, die welsprekendes nie. As jy sê jy glo in Jesus, dan glo jy in 'n God wat elke mens, elke dag roep en sê, ek wil hê jy moet vandag vir my leef. In watter gewone gesprek ook al, iemand wat jy net moet bel, God het net een doel met elke mens. As jy aan hom oorgee, dan sê ek wil jou nou maak soos Jesus. En Jesus het geleef om 'n verskil te maak. 'n Ewige verskil in mense se lewens. Maak nie saak wat jou talente is nie, al werk jy net in 'n klein kantoortjie, daar is jy 'n geroepene. En hoe meer jy regtig dit sê, Here, ek wil U ontmoet, ek is nie so groot soos Moses nie. Maar Moses werk nie hier in die kantoortjie nie, ek werk hier. Hier's ek, begin my gebruik.
die Bybel sê ons is ook volgelinge van Abraham. Ons is kinders van Abraham. En ek dink, die opdrag van Abraham is eintlik die beginsel. Die Here sê vir Abraham, ek sal jou seën en jou naam groot maak. Jy sal die beste Abraham wees wat jy kan wees. Maar wat is die doel van God met Abraham? Ek sal jou seën, dat jy 'n seën sal wees. Ons is gemaak om 'n verskil te maak. En die Here sê dit vir elkeen van ons. Gaan. Abraham moes trek na waar hy nie geweet het nie. Jona moes Ninive toe, 1500 kilometers ver op 'n te voet of op 'n donkie. Baie van die profete moes gaan preek en dan sê die Here, gaan preek vir Jesaja en hulle gaan nie na jou luister nie. Jou vriende gaan jou verwerp. Maak nie saak, party is in putte gegooi, ander is doodgemaak. Dis altyd 'n prys. Ons het dalk nie so groot prys nie, maar in ons konteks moet ek sê Here, ek is bereid. Ek leef nie net vir my en my gesin nie. Ek leef as 'n geroepene. Ek is 'n gestuurde. Ek leef nie net vir my doelwitte nie. My lewe gaan nie net oor my dinge nie. Ek lees net in laasweek tydens my Bybelstudie ook oor so 'n gedeelte wat saam met die skrifte goed nou kom, oor waar net weer praat van die tipe mense wat God geroep het. Nêrens praat dit van ek roep jou want jy het hierdie kwaliteite nie. Of jy het hierdie leierskap eienskappe en dit sê dat dit is een van die onverstaanbaarste goed nou saam met God se genade is die tipe mense wat hy geroep het. Is dat hy selfs in die roep van Abraham sê dit nie daar ek roep jou en jy gaan 'n seën vir baie ander wees want jy praat goed of jy is 'n goeie leierskap en jy bring mense goed bymekaar en alles. Dit is net God het die mense geroep en gewoonlik die wat ook geloof gehad het en gehoorsaam was. Natuurlik nie in Jona se geval dadelik gehoorsaam nie, maar ons kan baie keer soos Jona maak en dan kan ons half ons sien in sy verhaal God roep hom dadelik weer. Okay, kry jou reg, ruk jou reg, kom jy nou weer gaan. Die missie is lê nog steeds voor. Waar ons al baie keer nadat ons dalk geval het in sonde en iets verkeerd gedoen het, sal ons sit met amper hierdie wond van sonde, van die selfbejammering en ek moet nou eers gesond word en dan sal ek gaan, dan sal ek weer. As ek eens op 'n beter plek is nou van ek het nog skaam, ek kan nog nie nou die Here weer dien nie. Ek verdien nog nie om die Here weer te dien nie. So ek gaan nou nog nie gaan nie. Wat 'n vreemde idee. Jy het dit seker ook al gekry met mense met wie jy werk. Dreyer. Hoeveel mense het, as hy ruk nie in die kerk nie, praat ek met hom, sê nee, hoorie, ek moet myself eers uitsorteer voor ek weer kerk toe kom. Ja, soos om te sê, ek kan nie nou dokter toe gaan nie, ek sal eers dokter toe gaan as ek gesond is. Ja, maar ek het myself nou die dag gevang, ek het nie nou die dag, is 'n paar jaar terug, vang ek myself, ek het aangesluit saam met 'n vriend by die gym, en ek dink toe net voor ons gym toe gaan, maar dalk moet ek gou hier by die huis met my gewigte by die huis net gou so 'n bietjie oefen, dat ek goed lyk wanneer ek by die gym aan. Ja, dis presies absurd, dit is. Ja, maar Jona gaan. Dis een van die groot inspirerende dele van daardie verhaal. Moses al sê ek hakkel, tog gaan hy. Jona, al het hy gevlug, tweede keer gaan hy. En die hele stad kom tot bekering. Ja. En selfs toe is Jona nog steeds ver nie wat hy moet wees nie. Hy is baie ontevrede. Hy het gedink ek gaan nou preek en dan gaan die Here hulle straf. En hulle word gered. Maar die punt is hy het gegaan. En ek begeer so vir ons gemeente dit en ook vir ons jong mense waar jy mee werk. Dat ons nie sal sê, ons het sulke mooi dienste nie. Dit was so lekker byeenkoms. Dit is so goeie kamp. Natuurlik, ons wil ons jong mense by die Here kry en ons wil ook die Here ervaar. Maar ons wil die Here ervaar om soos hy te word. Wat omgee vir mense. En dat ons sal sê, Here, is ons bekommerd oor ons bure, oor mense wat ek dalk ruk nie in die kerk gesien het nie, of iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan, of iemand wat heeltemal antagonisties is teenoor die evangelie. En ek wil afsluit met daai versie van Paulus, Dreyer. Hy sê in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie. Ek skaam my nie om 'n stand te neem nie. Ek skaam my nie om te praat nie. Ek skaam my nie om vir mense te bid nie. Ek skaam my nie vir hierdie boodskap nie, want dit is 'n krag
van God. Nie my krag nie, is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Jona, die ou wat wil hê mense moet verlore gaan. Hulle moet gestraf word. Hy gaan sê vir hulle, God sê vir julle moet tot inkeer kom, hy gaan julle straf. En dan wag hy dat God hulle straf. As deur so 'n persoon se boodskap 'n krag kan kom. Laat ons sê, Here, vorm my, ja, ek is nog nie reg nie, maar ek gaan definitief nie soos die persoon wees wat sê, ek wil nou eers fiks word voordat ek gym toe gaan nie. Ek is beskikbaar dadelik, hier is ek, Here, gebruik my. Nee, en dat mens net kan tot die inkeer en insig kom dat ek aanvaar wie ek is en waar ek nou is, maar ek maak myself ook nou oop vir bruikbaarheid vir die Here. Here, hier is ek, gebruik my, al is ek so gebroken, al is ek 'n Jona, al is ek 'n Moses, al is ek 'n Paulus of 'n wie ook al, ek kan myself bruikbaar maak, ek moet net gehoorsaam wees, ek moet net luister wat vir die Here doen, en maak nie saak of ek die praatkwaliteite het, of in watse veld ek nou myself bevind, of is ek by 'n klein kerkie betrokke, of by 'n massiewe kerk betrokke nie, ek kan gebruik word in daardie spasie waar God my wil gebruik, ek moet net luister. Gesels ons saam met jou sirkel, ons wil uitnooi, gesels saam met hulle oor dit wat ons nou hier oor gesels het, en dalk waar jy ook dalk al vir die Here gesê het, of verskonings gemaak het, en gesê het, Here, maar dalk nie eerder nie ek nie, en om meer gehoorsaam te wees in die plekke waar die Here jou roep, en jou wil gebruik, en op te hou vir die Here te sê, die een wat jou geskape het, te verskonings te maak, en te sê, eerder te sê, Here, hier is ek, die diensknegt luister. Dankie dat jy ingeskakel het, dankie Oom Koos, dat Oom Koos met ons kom deel het, en maak seker jy skakel weer volgende week in vir Selawie. Lekker dag vir julle verder.